En spesifiek hierdie gedeelte waar dit een kort versie, wat so groot betekenis eintlik het, sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Hoeveel van ons het al in die oggend opgestaan? En dit kan ons gaan nie vra dat ons hande opsteek nie, maar ek sal my hand kan opsteek. Maar wanneer ons in die oggend opstaan, dan dink ons by onsself, maar wat en waar gaan ons die geld kry om vandag iets te koop om te eet? Wat en waar gaan ons iemand kry om ons te help? Hoe gaan ek my rekeninge betaal wat hierdie maand moet gedoen word? Dis naby einde van die maand. Ons het lewe in onsekere tye, waar ons as God se kinders nie gevrywaar is van omstandighede nie. Waar ons in hierdie tyd lewe waar alles duurder geword het. Alles het diesel en petrol. Ons het al amper gedink om terug te gaan na donkiekarre. Want dit was net te veel gewees. Voer vir 'n donkie sou dalk goedkoper gewees het. En ons gaan deur omstandighede waar ons partykeer net voel, maar is daar 'n uitkoms? Is daar hoop vir ons? En vandag se woord is vir ons spesiaal. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons kyk na die Israeliete toe hulle deur die woestyn getrek het. Terugverlang na die vleispotte van Egipte. Sê ten minste was ons vol daar. Ons kon gehad het wat ons wou. Maar nou het ons in die woestyn ingebring om dood te gaan van die honger. En God het vir hulle manna voorsien. Nou soos die stukkie gaan lees in Exodus, verduidelik dit presies daarso en sê die opdrag was gegee gewees. Pluk vandag net dit wat jy en wie in jou tent bly nodig het. So dit was 'n opdrag van God gewees. Wat gesê het, net genoeg vir vandag. Dan was daar daardie wat gesê het, ek is nie lus om môre te werk nie. So ek sal ekstra pluk. Môreoggend vol wurs. Dit het sleg gegaan.